ons gaan 'n movie reeks hê, soos ons verduidelik het, so vir ons streamers, gaan 'n 3 minute klip wees, en moet nou nie weghardloop nie, jy is nie in 'n verkeerde kerk nie, julle ken ons movie reeks, so geniet net die movie klip saam met ons, dan gaan ons lekker daaroor. My name is Augie Pullman. Next week, I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. I'll see you later. Okay, you don't want to walk up with your parents because it's not cool. But you're cool. I know I am, but technically most dads aren't. Neither are these helmets. Dear God, please make them be nice to him. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but none of them have made me look ordinary. Incubator, Bunsen burners. Oh, and this is an eraser. You know what an eraser is, right? Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I looked like him, I'd swear I'd put a hood over my face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. Hi, you don't have to do this. I don't know what you're talking about, Augie. You don't have to pretend is all I'm saying. Augie! Okay, I'm really sorry. Why are you sitting here then? Because I want some nice friends for a change. Me too. Who is it that I aspire to be? That is the question that we should be asking ourselves all the time. Hey, Jack, come sit here. In a sec. I'd like to be able to control the weather. That would be your superpower? That sounds pretty lame. What would you do? I'd be invisible. You're the toughest kid in that school. Show them. You can't blend in when you were born to stand out. You ever thought about having plastic surgery? Dude, this is after plastic surgery. It takes a lot of work to look this good. Onder een dak is daar baie uitdagings. Onder een dak is daar verskillende dinamika wat plaasvind. As jy onder een dak is, dan het ons baie keer hierdie illusie dat goed in harmonie moet plaasvind en maklik moet wees. Ons was 8 kinders. 2 van my sissies sit hier, julle moet baie genade met hulle hê. Maar ons was 8 kinders wat uiteenlopende persoonlikhede en uiteenlopende ervarings in die lewe gehad het. Ek sit nou die dag met my broer Christo en ek praat met hom, en ons praat want ek deel met hom 'n prentjie van 'n plek in Heilbron waar ek baie van my tyd as tiener gespandeer het, waarvan my ouers nie geweet het nie. Toe ek vir hom sekere plekke uitwys waar ek was en wat ons daar gedoen het, sê Christo vir my, sê, ek het 'n groot deel van jou lewe nie geken nie. Dis die waarheid. Die waarheid is dat daar is verskillende dinge wat gebeur, verskillende lewens wat plaasvind, en dan kom alles onder een dak bymekaar, wat eintlik 'n groot uitdaging is. In hierdie storie is die seentjie effens gestrem en sy uit operasies gehad, en dan leef hy met net 'n helm om sy kop en hy wil hom afsluit van die ander mense af. Maar dit het 'n ander dinamika in huis ingebring. Dit het 'n dinamika in huis gebring wat nou nie in hierdie stukkie uitgebeeld is nie, waar sy sussie afgeskeep gevoel het. Waar sy sussie gevoel het, hy het al die aandag gekry, nuus van julle wat ook so dink en voel en glo, en ons gaan vandag baie meer daaroor praat. So, onder een dak gebeur so baie dinge. Kolossense beskryf vir ons iets van onder een dak. Hy sê, laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met daardie wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Hier is die kern van onder een dak, is die kernwoord mekaar. Onder een dak, wanneer dit is ek en jy en ons en julle, het ons moeilikheid. En om dit te verander is daar groot gedagtes swaaye wat in ons koppe moet plaasvind van onder een dak is dit mekaar. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. Verder doen alles, of dit nou met woorde of dade is, asof julle dit namens die Here doen,
So is julle die heeltyd besig om deur hom dank aan God die Vader te bring. Hier's 'n dinamika. Onder een dak is daar 'n ding van saam die Here dien. Ek sien mense sit plakkate op en elke keer wanneer dit swaar gaan in hulle huise, sal hulle dit weer opsit van ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit is 'n skrifvers wat ons aanhaal, maar onder een dak is dit 'n uitdaging. Dis nie in hierdie moderne samelewing waar ons leef so maklik om net die hele verhouding ding met God die heeltyd aktief lewendig te hou nie. Dit vra intentionele beplanning om onder een dak dit te doen. En ek gaan baie meer daaroor sê. Hier's die deel wat baie van julle nie van gaan hou nie, dames. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos dit Christus pas of Christene pas. Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig. Ek sien die mans pom so 'n bietjie help net reg. Ons kan nou align, dis jou kans om sit in die kerk. Hulle mag nie met jou baklei nie. Maar hier kom die ander kant. Vroue of mans, julle moet julle vroue lief hê en moenie gruwe teenoor hulle opbou nie. Dis 'n groot ding. Want daar's binne in verhouding, en ek praat met mans en vrouens, nou is daar verwagtinge en teleurstellings en dit werk alle kante toe. En dit is wanneer die dinge die mekaar raak, is wanneer die verwagtinge daar was en die teleurstellings daar was en dinge nie lekker uitwerk nie. Dis jammer die kinders is nie hier nie, maar ons sal dit aan hulle oordra want hulle is in hulle plekke en dis deel van hulle les. Kinders, julle moet in elke opsig aan julle ouers gehoorsaam wees, want dan is die Here tevrede. Okay, hier's so 1 of 2 kinders hier wat dit kan hoor. Maar hoor hierdie deel vir die ouers. Ek wil vanoggend met paas en maas praat. Hy sê ouers, moenie aanhou fout vind met julle kinders sodat hulle moedeloos word nie. Jy breek 'n kind se hart. En ek bedoel nie van hartseer maak nie, jy breek 'n kind se hart. Daai hart wat durf en moed het as 'n kind net altyd hoor hy's verkeerd. Jy breek 'n kind se hart as hulle net nooit goed genoeg presteer nie en die uitdaging daar is dat baie ouers wil hulle mislukkings in hulle kinders korrigeer. Hulle wil hulle teleurstellings inhaal in hulle kinders en dan moet hulle kinders presteer. Ek kyk vandag en dan wil ek hartseer word. Ons kinders het nie meer tyd om kinders te wees nie. Ons kinders speel nie meer nie. Ons kinders kry soveel huiswerk. Ek is so opgewonde, ek is lief vir onderwys en ek lief vir kinders en ek lees baie daaroor. Ek is so opgewonde oor lande waar hulle begin dat kinders nie meer huiswerk huis toe vat nie. En ek bid dat dit in ons land sal realiseer tot 'n mate dat kinders net weer kinders kan wees. Ons sit met groot mens probleme omdat die groot mense nooit kinders was nie. Slawe, julle moet aan julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Julle moenie mense probeer tevrede stel net te werk as iemand kyk nie. Werk eenvoudig omdat julle eerbied vir die Here het. Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en ons gaan baie meer daaroor nou sê. Nie soos vir mense nie, weet dat julle met die erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Sonder enige uitsondering sal hulle wat verkeerd doen inderdaad boet. Dan hier kom die ander kant. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik. Onthou dat julle ook 'n eienaar het in die hemel. En hou aan om te bid. In die kultuur van die mense vir wie hierdie brief geskryf is dit normaal dat daar meer as een gesin onder een dak sal wees. Dit was nie vreemd dat meer as een gesin onder een dak sal bly nie en elke gesin het hulle slawe gehad, hulle kinders gehad, het alles gehad wat met hulle saam gewerk het en saam geleef het. So binne in hierdie kultuur was dit aanvaarbaar dat daar 'n verskillende dinamika onder een dak is en dan kom Paulus en sê hy, julle wat almal onder een dak bly, hier's 'n paar voorskrifte. Ons sit vandag in 'n samelewing waar 60% egskeiding in die orde van die dag in ons land is. Nou die 60% moet jou nie laat moedeloos voel nie. Dis nie 60% eerste huwelik en die eerste huwelik is hier by 23%. 60% gaan daaroor dat tweede, derde en vierde en vyfde huwelike misluk. Dit is amptelike statistiek.
Dit veroorsaak dat binne in ons kinderkerk ons dit sien. Ons sien in ons kinderkerk dat die naweke, baie keer is daar baie kinders en dan as jy uitvind, waar was jy laasweek? Nee, ek was by my pa of was by my ma gewees. Ons weet nie dat dit hersaamgestelde gesinne is wat hier sit nie, maar die realiteit is dat daar baie hersaamgestelde gesinne is. Die realiteit is dat ons gesinsdinamika het verander deur die jare en dis waaroor ons dan vandag gaan praat. Eendag skep 'n bestaanswêreld. En dit is iets wat ons buite rekening laat. Ons sien eendag as 'n plek waar ons net by mekaar kom of net in oorleef of net in saamleef en van julle wat jare getroud is of wat alleen is of wat net in 'n ouete huis bly of wat ook al is eendag skep 'n bestaanswêreld. En is belangrik dat ons na ons bestaanswêreld sal kyk en aan ons bestaanswêreld sal werk intentioneel sodat dit 'n goeie plek sal wees want dit is God se plan dat daar 'n bestaanswêreld vir ons moet wees. Baie mense leef buite omdat hulle nie 'n bestaanswêreld onder 'n dak vir hulle self kan skep nie. Maar hier is 'n belangrike ding. Onder een dak is daar verskillende dinamika en dis waar daar spanning in verhoudings inkom. Onder een dak is daar introverte en ekstroverte. En as ons mekaar lees, dan kyk jy na die ekstrovert en dink jy soek net altyd aandag, want jy loop met al jou emosies op jou mou en almal moet vir jou spring. En dis gewoonlik die kind wat baie aandag kry, want die kind skree en hy roep die hardste vir aandag. Van julle het sulke boeties en sissies gehad. Dan kry jy die introverte. Daai wat altyd eenkant is, dan dink jy ag, dis die mislike kind of dis die een wat altyd in die kamer is of die een wat altyd diep emosioneel is en diep emosies ervaar. Dit is die wonder van wiring waar God ons verskillend gemaak het en waar ons verskillend reageer op dinge. En dan kry jy die groot uitdagings in gesinne waar daar 'n kind is wat gestrem is of wat siek is of wat swaar kry en wat vanselfsprekend meer aandag vra. 'n Kind wat leer gestrem is. Hoekom verwys ek na al hierdie dinge? Want al hierdie dinamika veroorsaak dat ons onsself op 'n sekere plek in verhoudings plaas. Daar's hierdie persepsies dat die jongste kind kry al die aandag. Die jongste kind, ek het die persepsie gehad, my pa het al die aandag aan die ander gegee en van my vergeet. Jy het hierdie persepsies wat jy het, jy plaas jouself, ons praat van sindrome, die oudste kind sindroom, middelkind sindroom, jongste kind sindroom, en dan plaas ons onsself daar en ons plaas 'n label op onsself, terwyl ek en jy vanmôre na die lewe kan kyk en verstaan, daar's verskillende dinamika, daar's verskillende mense wat verskillende aandag vra, en as ek die aandag wat iemand kry, my identiteit laat bepaal, gaan ek swaar deur die lewe gaan. Jy's dalk vandag 'n uitroeper na aandag, omdat jy jouself geplaas het by 'n plek, omdat daar meer aandag aan 'n ander kind gegee was, of aan iemand anders onder die dak gegee was. So ek vra jouself, waar plaas jy jouself? Waar plaas jy jouself vandag ten opsigte van die dak waarin jy bly of onderbly, en waar plaas jy jouself in jou familiestruktuur, en waar plaas jy jouself met God? Want jy's by God onder een dak, hy's daar waar jy bly. En God kyk na jou, ons het hierdie amazing song vandag gesing, waar hy sê, ek het met jou guilt gedeel, ek het met jou gebrokenheid gedeel, en jy's veilig onder hierdie dak, jy's eintlik op 'n plek van heel word en heel maak, en hy wil saam met jou stap, en jou lewe daar aanraak. Onder een dak. Onder een dak kry jy kinders wat aangeneem is, en kinders wat verwerp is. Onder een dak kry jy mense wat die lewe kan geniet, en onder een dak kry jy mense wat ons ervaar is net stroom op, maar ons verstaan nie die pyn of hartseer wat hulle in hulle lewens beleef het nie. Nou is die vraag, wat word van jou as jy onder 'n stikkende dak groot geword het? Wat word van jou wat as jy onder 'n stikkende dak op die oomblik is? Wat gaan jy doen? En ek wil jou uitdaag om rondom dit, nommer 1, hier's die kern wat ek jou vanmôre mee huis toe wil stuur, is dat
Die dak bepaal nie jou identiteit nie, die dak bepaal slegs jou leefarea. Jy moet hierdie ding, as jy notas maak, skryf dit neer. Die dak bepaal nie jou identiteit nie, dit maak nie saak waar jy groot geword het, waar jy gebore, onder watter dak jy groot geword het nie. Maar jou identiteit word bepaal deur 'n hemelse Vader wat vir jou lief is en wat vanmôre wil vir jou sê, kom my geliefde seun, my geliefde dogter, ek wil jou heel maak en ek wil aan jou 'n identiteit gee, want dit is daardie mense wat dit verstaan, wat onder 'n gebroke dak uitstap en 'n sukses in die lewe behaal. So ek daag jou uit om jou hart daarvoor groot te maak en oop te maak. As jou dak de mekaar is op die oomblik waaronder jy bly, waar dit moeilik is, waar jy grootouers by jou het en kinders het, en daar was 'n stadium wat my mammie by ons kom bly het, en ek moes met haar gesprek en vir haar sê, luister, my 2 dogters is my 2 dogters, hier's ons dinamika, pas by ons in, en as jy by jou kinders bly, wil ek vanmôre vir jou sê, moenie jou kinders se dinamika bepaal nie, submit waar die dak is waaronder jy bly. Kyk, kinders, julle mag nie nou amen sê nie. Julle wat livestream, moenie jou grootouers nou uit die huis uit sit nie. Maar ek praat vanmôre daaroor dat daar is 'n gesagsstruktuur, daar's 'n orde van waar daar sekere dinge in 'n plek moet wees. En ons sit met huise vandag hier waar daar nie 'n pa in die huis is nie. Ons sit met huise vandag hier waar daar nie 'n ma onder die huis is nie, onder die dak is nie, en dit maak dit baie moeilik en dit maak dit kompleks. Maar dit maak nie dat ons kan sê dis nie 'n gesin nie. Want ons het 'n hemelse Vader wat oor ons staan en ons vashou en saam met ons loop en hierdie pad saam met ons loop. Ek dink belangrik is dat onder een dak moet daar een rigting wees. Maar luister mooi wat ek vir jou wil sê, want die oomblik wat ek sê daar moet een rigting wees, dan kry hierdie egosentriese, dinamiese leier dalk die idee, okay, dit moet my rigting wees. Jou familie is die beste span wat jy eintlik kan hê. En as jou familie nie die beste span is wat jy op die oomblik het nie, kos dit een mens om in 'n familie toe te tree en te sê, ek gaan help dat hierdie die beste span word. Ek gaan aanpas. En party huise is so verdeel, want dit is die heeltyd 'n magstryd baie keer in huise, waar ouers teen mekaar stry, waar paas en maas mekaar ondermyn. As jy geskei is, en dan verdra my vandag, want ons praat oor onder een dak, dis die doel van hierdie byeenkoms, maar as jy geskei is en jy ondermyn die ander persoon wat nie daar is om hulle self te verdedig of hulle kant van die storie te vertel nie, doen jy skade aan jou kinders. Dis nie jou taak om dit te doen nie. Dis nie jou taak om die ander party uit jou kwaadheid af te ransel nie, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor 'n kind wat 'n pa en 'n ma het, en 'n pa en 'n ma moet hê. En laat hulle self hulle besluite neem. Onder een dak is groot uitdagings. Maar jy kan ook in jou denke, die eenheid in jou huis verdeel, deur jou eie idees die heeltyd in jou denke te hê van wat moet gebeur en wat nie moet gebeur nie. So wanneer ek praat oor een rigting, praat ek oor een rigting, maar op verskillende maniere. En dis belangrik dat ons dit sal verstaan, want jy kry die weird and wonderful kind wat nog steeds by dieselfde plek as jy sou uitkom, as jy dit kan verstaan en daai dinamika kan onderskei. My dogter sit vandag hier, en sy en haar sussie is 2 uiteenlopende persoonlikhede. Een van haar liefdestale was dat as sy deur 'n moeilike tyd gaan, moet ek haar hug. Dis een van haar liefdestale, is fisiese kontak, hou my vas. Selfs as ek met haar raas, moes ek haar vashou partykeer. En dan my ander dogter, gaan sit jy by haar op die bed, en jy moet op die bed sit, want dis quality time. En as jy nie by haar op die bed sit nie, was jy nie by haar gewees in haar kamer. Maar as jy daai goed begin verstaan, dan kom jy op die einde met verskillende kinders, met uiteenlopende persoonlikhede, by dieselfde eindpunt uit, en dis wat ons doen. Maar die fout wat ons maak is, ons wil hê almal moet soos ons voel, en soos ons
dink en soos ons respond en dan dink ons nou is ons by die einddoel. Ek dink baie belangrik wanneer ons een rigting bepaal en ek wil met jou hier oor 'n paar oomblikke praat. Vandag moet julle my verdra. Is reg en verkeerd volgens die woord van God is nie onderhandelbaar nie. Nou moet die charismate ten minste amen sê. Maar die fout wat ons maak is ons onderskei nie tussen reg en verkeerd en value sisteme nie. En hier's 'n fyn onderskeid en ek hoop u snap vandag wat ek hier probeer leer. Reg en verkeerd is die goed wat deur God bepaal word en waar daar ruimte is wanneer jy fout maak, is dit nie ek gooi jou uit nie, dis ek daar's genade en daar's vergifnis en daar's herstel. Amen. Ons het kinders al gehoor wat ek gekounsel het wat oor reg en verkeerd uit die huis gegooi is. Maar 'n value sisteem is die goed wat vir jou belangrik is. Vir my is netheid belangrik. En vir my is my kas, my hangkas, pak ek self en ek hang self want ek wil nie vir nonsens vir my familie of vir my huis wees nie. My hemde hang van wit tot swart. Ek pak my onderbroeke en sokkies ook so. My kas is georden. Ek het Mirali wat hier is vandag is dieselfde. Haar goed het ook so in die kas gehang en sy het so perfek gepak in haar kas. So ek het haar kas in kamer gelove. My ander kind is 'n kindsinnige kind. 'n Reguit bondel is fyn. En aan die begin het ek nie die wysheid gehad om dit te onderskei nie, want daar weet jy wat is vuil, vuil is vuil. Sy het nie vuil klere in die kas gesit nie. 'n Reguit bondel is fyn. Ek moes groot word, nie sy nie, ek moes groot word om dit te kon aanvaar. Ek probeer jou iets leer vanmôre. Reg en verkeerd onderhandel ons nie, maar die value sisteem van ons huis, die onder een dak, moet onderhandelbaar wees. En dis waar ouers hulle kinders verloor en waar families wat saam onder een dak bly mekaar verloor. Ons verloor mekaar omdat die value sisteem nie onderhandel word nie. Hoe doen 'n mens dit? 'n Mens gaan sit om 'n tafel. Mens vra hoekom wil jy dinge hê? Hoekom doen ons sekere goed soos ons dit doen? Dit laat my dink aan 'n storie van hierdie vrou wat sy moes die Sondag, dis Vadersdag en sy moet 'n skaapbout gaar maak en dan elke oggend wanneer sy die skaapbout moet gaar maak, dan roep sy haar man, dan moet hy 'n ystersaag vat en die laaste stukkie been van die skaapbout vir haar afsny, dan saag hy die af en sit sy hom in die oond. En een keer met Vadersdag besluit hy, wat is die storie? Die skaapbout pas in die oond, wat is haar storie? Hy sê, hoekom moet ek daai beentjie afsny? Sy sê, ek weet nie. My ma het dit altyd gedoen. Hy sê, ma en ouma is hier, kom ons vind uit wat gaan aan. Hy stap na ma toe en sê, ma, hoekom sny jou dogter elke Sondag as ons 'n skaapbout gaar maak en ek wil dit nie doen op Vadersdag nie, jy weet, hy's nou nie lus daarvoor nie. Hoekom sny ons dit? Sy sê, ek weet nie, ons ouma het dit altyd gedoen. Hulle roep vir ouma, hulle sê, ouma, hoekom sny ma en dogter die skaapbeentjie? Sy sê, ek weet nie hoekom hulle dit doen nie, maar myne moes ek sny want die skaapbout het nie in my potjie gepas nie. Dis hoe ons baie keer goed in ons huise doen. Ons doen goed want ons het dit gesien, ons het geervaar pa en ma doen dit en so voeder ons eintlik ons lewens op. Ons moet vra, ons moet vra, hoekom is sekere goed in ons huise vir ons belangrik? Hulle het my hele ding gespoil, want ek glo met my hele hart, dis reg as jy 'n tandepasta bysie van agteraf oprol. Dis non-negotiable. En nou gaan maak hulle goed plastiek, nou kan ek dit nie meer rol nie. Daar's alles wat ek geglo het reg is, maak nie meer saak nie. Verstaan julle hoe ons vashou aan goed wat eintlik heeltemal onbelangrik is? So ons moet
die hele ding onderhandel en praat en met mekaar praat en vra waaroor is ek juis hieroor so moeilik en waaroor is dit vir my so belangrik? Is dit regtig aan die einde van die dag belangrik vir die dinamika in 'n huishouding? Die goed waaroor ons baie keer beklein mekaar uit die huise uitsit. Ek doen 30 jaar berading, mense het al geskei oor tandepaste buisies. Ek's ernstig. Mense het al geskei oor hoe goed in die huis gepak word. Praat nou die dag 6-7 maande terug met 'n vrou. Haar man is skielik oorlede, maar hulle was op die punt om te skei. Toe hy oorlede is, hy was in 'n ernstige motorongeluk en ek sê vir haar, want nou wil ek haar help. Sy moet nou, want hulle was op 'n slegte plek, ek wil haar help want ek weet presies hulle wou skei want hy kom met morsige voete in die huis en hy bad nie elke aand nie en sy het 'n hele lys van goed wat sy net nie meer kon saamleef nie. Nou wil ek haar help om oor dit te kom en ek sê vir haar, hoe voel jy nou oor die dood en wat? Sy begin huil. Sy sê ek sal alles gee wat ek het dat hy met sy vuil voete vanaand in die bed saam met my kan klim. Onder een dak moet 'n plek van genade wees. Gesag is belangrik. Daar moet orde in die orde kom en gesag binne dit is belangrik, maar gesag is nie dominansie nie, gesag is onderhandel. Ek onthou toe ek gesag in ons huis ingebring het, het ek dit begin op my pa se manier. Ek kan jou terugvat na 'n dag in Woester, dit is 1992, 93, waar Elani 'n kortrooi broekie aangehad het. Ek kan vir jou tot die kleur van die broekie sê, so vivid is dit in my mind. Onthou julle daai kortrooi broekies wat die kinders gedra het? Hy was so 'n mosterdkleur broekie gewees en ek sou nooit 'n kind pak gee as hulle iets breek nie, maar as ek gesê het los die ding en hulle breek hom, dan my pa het my gevoeter so ek sou haar voeter. En sy breek 'n bakkie dag en ek vat haar so aan haar broekie. Nou stap ek met haar kamer toe waar nou gaan Dani Lodder soos Frans Lodder haar reg sien met 'n paplepel. En toe ek in die gang afstap, toe sien ek vir Frans Lodder. En ek hoor die stem van die Here vir my sê, waarmee is jy besig? En ek sit daar neer. En ek sak op my knie langs haar en ek sê vir haar, Elani, dit sal nooit weer gebeur nie. Op jou end moet sy my troos. En ons het daarna gesag onderhandel. Ons het gesag onderhandel, dat 'n kind weet in watter lyne hulle werk, dat as hulle moet straf kry in ons huis, was straf nog 'n realiteit geweest, want ek glo die Bybel sê jy mag pak gee. En as jy dit nie glo nie, is dit fyn. Maar ek glo dit. En ons het gesê jy kry 2 houe vir alles. Daar's nie 'n groot sonde nie, 'n klein sonde nie. Ek hoop julle het hierdie een gehoor. Daar is nie 'n groot sonde nie en daar is nie 'n klein sonde nie. Leer jou kind dat reg is reg en verkeerd is verkeerd. Kan ek maar nog so 'n stukkie praat oor onder een dak, is jy okay daarmee? Ek wil jou vra om te kyk, as jy onder een dak leef, of jou waardes en jou normes ook in 'n mate, luister mooi wat ek sê, by die samelewing inpas. Ek is old school. Ek is op pad 60. Vir my is respek nog met kinders en ouers belangrik en dit was vir my weird, so jaar of wat terug was daar 'n kind in ons gemeente, sy 6 of 7, dan kom sy by my, môre Dani, hoe gaan dit met jou? En sy jy en jou, en dan kyk ek hierdie kind aan en dink ek, waar val jy uit? En toe ek eendag met die ouers daaroor praat, sê ek, hierdie kind gaan swaar kry op skool, want daar's orde. Sê hulle, nee, dis ons value in ons huis, dis ons value in ons familie. Ek wil vir jou sê, jy skep vir jou kind moeilikheid. Iewers moet jy verstaan, daar's sekere values en sekere goed wat in die samelewing werk, wat jy in jou huis moet handhaaf, want as jy jou kind heeltemal weird groot maak, gaan jou kind vir die onderwyser sê jy en jou en nie verstaan, daar's 'n gesagsorde, en 'n onderwyser wat kan sê ja, nee en sit en bly stil.
So 'n mens moet bietjie meet aan wat in die samelewing staan. Maar bou altyd jou waardes, jou values wat onderhandelbaar is op uitkomste. As jy vir jou kind sê maak jou kamer skoon, word dit 'n gesagsding. As jy vir jou man sê moenie dit doen nie, word dit 'n battle in die huis, 'n armdruk. Maar as jy die boodskap kan sê, want dit is vir my belangrik of ek wil graag hê dit moet so wees en jy kan sê hoekom dit moet so wees. Verander gesag en orde die hele ding na liefde en respek en waardering. So onder een dak moet ons kan praat en die beste grondslag is 'n waardesisteem waarvolgens jy praat en waarvolgens jy werk. Ek maak klaar. Ek wil jou uitdaag om met mekaar te begin praat en interaksie te hê. Ek het 'n koppel wat my kom sien het. Hulle het van baie ver af gery om my te kom sien. Ek beraad hulle vandat hulle getrou het. Hulle is late bloomers, so hulle het na 40 getrou, die koppel. En albei was die volle tyd single, nie voorheen getroud nie. Hy's 'n camelman, hardloop in die bos letterlik rond, kom met vuil voete by die huis. Sy's 'n ballerina wat van wit linne hou. Groot moeilikheid. Maar die kommunikasie is, jy kom met jou vuil voete in my huis en hy kom in en hy wil nie eens meer in die huis ingaan nie, en die middag groet hy haar nie en dis uitdagings. Van ons wat hier sit, het dieselfde uitdagings. Van ons wil nie huis toe gaan nie want jy's bang, jy kry 'n gesig wat vir jou sê jy's nie welkom nie of jy het weer iets verkeerd gedoen. En terwyl ek met hulle sit en gesels, toe besef ek het 'n video 'n tyd terug gesien van kinders wat by 'n skool aankom en dan kan hulle by die deur kies hoe hulle gegroet wil word vir die dag. En ek deel dit met hulle en die ligte gaan by hulle aan. En ek wil hê dat jy moet daarvan deel word. Ek hoop dat die ligte by jou ook sal aangaan. Elkeen wat vandag huis toe gaan, kry so 'n kaart. Jy sit hom met prestiek by die deur vas. En as jou maat by die huis kom, dan spin julle hierdie ding en hy kan draai. Jy mag hom nie jip hou nie. En waar hy land, is hoe julle vandag mekaar groet. Wat wil ek daarmee regkry? Ek wil jou help om 'n bietjie 'n ander onvoorspelbare dinamika in die huis in te bring. Ek hoor baie mans wil as hulle in die middag by die huis kom net vir 'n halfuur stilte hê en hulle dag uitsorteer in hulle koppe. Ons noem dit die zero box. Is dit waar? Dis waar vir my. Maar nou kom ek dalk mislik by die huis aan en ek groet nie en ek is nie vriendelik teenoor die mense wat onder my dak is nie. Hierdie ding sê vir jou, deel met my vinnig een hoogtepunt, want wat maak ons as ons by die huis kom, ons kla oor die dag. So deel vinnig met my een hoogtepunt. Wat is jou hoogtepunt vandag? En jy deel dit met mekaar. Die tweede ene waar jy kan land is, gee vir my 'n hug. Dis nie lus nie, dit gaan nie daaroor nie. Jy het die bed verloor, jy moet my 'n hug gee. Dan gee vir my 'n kompliment. Ons in die kantoor dit doen. Toe draai ek en Amourie na mekaar toe en ek sê vir haar, gee vir my 'n kompliment. En dit was 'n groot uitdaging, want toe sit ek en sy en kyk vir mekaar vir 'n paar sekondes, want ons wil nou kyk of hierdie ding gaan werk. En skielik moet jy dink aan 'n kompliment. Vir haar moet dit baie moeiliker wees as vir my, want sy werk met my saam. Dan is daar ene wat sê 5 minute. Weet julle hoe lank is 5 minute as jy nie weet hoe om 5 minute te spandeer nie? 5 minute. Weet jy hoe kort is 5 minute as jy oefen om dit te kan spandeer? Dan is daar ene van share jou dag. My dag het hoogtepunte en laagtepunte gehad. Jy hoef nie detail te deel nie, share net jou dag. Dan is daar die tienergoed. Dan is daar 'n vispamp. En hier kan jy mekaar soen en daar kan jy skryf net wat jy wil. En ons gee vir jou die geleentheid om dit te doen. Maar ek wil vra dat elke gesin een sal vat en dat jy dit met jou familie sal deel. Die kinders doen dieselfde ding en die tieners doen dieselfde ding, so hulle weet julle moet dit doen. As jy by die huis is, ons sal hierdie prentjie op ons web plaas of op ons Facebook page plaas.
Maak vir jou so 'n ding. Skep 'n dinamika wat nie voorspelbaar is nie, dan word dit weer lekker om huis toe te kom. En kom ons begin dit met mekaar te doen. En kom ons skep 'n ruimte wat spesiaal is vir mekaar. Hoekom is dit so? En hiermee sluit ek af. Want eendag vra dat ons ruimte vir mekaar sal skep en na mekaar sal uitreik. 1 Tessalonisense 5 vers 13, hy sê terwille van die taak wat hulle het, moet julle met liefde en baie eerbied aan mekaar betoon. As ons dit na die huis toe trek, hierdie vers, dan is dit terwille van die taak om onder een dak saam te bly, gaan dit beteken dat ek en jy met eerbied en liefde dit aan mekaar sal toon en dat ons vir mekaar ruimte sal skep. Dat ons mekaar sal vryspreek en vergewe. Dit moenie nou ingaan om alles uit te sort van 20 jaar nie. Begin vandag onder een dak met liefde lewe. Een dak. En dan sê hy die laaste deel van die vers, dit staan in jou Bybel ook, leef in vrede met mekaar. Party mense 'n standaardstroom op. Party mense is moeilik gebore. Ander is onmoontlik groot gemaak. Ek wil jou uitdaag, nooi God in jou hart, in jou lewe. Hou op om selfsugtig te bid, verander my maat, of verander die mense onder my dak. Begin die gebed by Here, verander my. My famous ene wat ek baie herhaal, en dan gaan ons huis toe. Ek het 'n kleerling ou gehad wat dit vir my in Woester geleer het. Hy het altyd gesê dis lekker om mens te wees. Maar dan moet jy 'n lekker mens wees. Kom ons wees lekker mense onder die dak waar ons bly. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg om familie, van 'n vriendekring, van 'n kerk, van 'n gemeente te kan wees en te kan leef en te kan wandel. Vir hulle wat alleen is, dankie dat hierdie, die Gracia vir hulle plek kan wees waar hulle familie het. Help ons as gemeente om vir hulle die waarde van familie wees altyd te skep en te gee. Maar vir hulle wat in strukture van familie bly wat saamgestel is, wat moeilik is, wat se dinamika moeilik is weens diversiteit, deur verskillende agtergronde, deur verskillende groot word, deur hertrou, deur baie dinge wat gebeur het. Ek wil bid dat U vrede in huise sal inbring. En dat U ons sal help om van ons identiteit van 'n dak te verander na identiteit van 'n Vader wat vir ons kom en sê, jy's my geliefde seun, jy's my geliefde dogter, en dat ons uit ons gebrokenheid van ons huise waarin ons groot geword het, sal stap in hierdie dag en sal sê, ek wil 'n lekker mens wees. Help ons daarmee in Jesus naam. En vir hulle wat vandag voel, ek is stikkend, ek is alleen, bid ek dat U nou U vaderarm om hulle sal plaas en hulle sal vashou. In Jesus naam. Amen. Indien jy meer oor Die Gracia wil weet, volg ons Facebookblad Die Gracia of besoek ons webtuiste by www.diegracia.org.za. U is ook welkom om ons te kontak by info@diegracia.org.za of skakel ons by 079 785 3581 en onthou om Sondag in te skakel by ons lewendige diensuitsending op ons Facebookblad.